'n Daaglikse oordeenking saam met my Rinus van Sandwyk van Sion in Parys vanmôre dag 73. Ons tema: wag op hom. Ons lees vanmôre Handelinge 1 vers 26. Hulle het toe geloot en die loting het vir Matthias aangewys. So is hy gekies as die 12de apostel. Alhoewel Petrus die woord geken het en reg was om te onderskei dat Judas vervang moes word, glo ek dat hy en die ander disippels 'n fout gemaak het, toe hulle die twee manne gekies het en gesê het, nou Here, wie van die twee wil u hê? Ek glo God se keuse was nie een van die twee manne nie. Openbaring 21 vers 14 sê vir ons dat die name van die apostels op die 12 fondamente in die hemel geskryf is. My persoonlike oortuiging is dat ons nie Matthias se naam op enige van die fondamente sal sien nie. Ons sal Paulus se naam sien. Ek glo Paulus was die een wat Judas se ambt moes vervul het. Ek glo die disippels het die Here vooruitgeloop deur te probeer om iets te laat gebeur voordat die krag van die Gees op Pinksterdag oor hulle gekom het. Dis 'n fout wat ek gereeld maak. Ek sien 'n beginsel in die woord en sê, goed, hoe kan ek dit nou laat gebeur? In plaas daarvan om te sê, ek sien die beginsel, Here, nou gaan ek op u wag en vir die krag van u Gees om dit te bewerkstellig. Miskien worstel jy nou met 'n besluit en sê, watter een is dit, Here? Is dit hy of hy? Is dit of dat? Hier of daar? Wat wil u hê, Here? Here, hier is die keuses. Wees versigtig om te sê, goed, Here, is dit of is dit dat? Want die Here het opsies waarvan ons nog nooit eers gehoor het nie. Wag op hom, luister na sy antwoord, en hy sal jou elke keer een uit die veld slaan. Mag die Here jou in hierdie dag so verras en verbaas, dat jy net weer sal weet, hy is God. Die Here seën jou. Amen.